Vanaand is dit Afrikaanse diens. En ek wil vanaand met julle 'n bietjie praat oor 'n baie belangrike aspek. My heel eerste vraag aan almal. En ek praat vanaand dat julle moet baie mooi dink en baie mooi antwoord. Dit is maklik dat ons kan antwoord sê, ja, nee, dit is so daar. Ek wil hê vanaand ons 'n bietjie diep gaan. En ons moet so 'n bietjie daai rou wonde wat ons altyd so toemaak en toesmeer, moet ons 'n bietjie oopkrap vanaand. En ek wil vra dat julle 'n bietjie moet mooi kyk. My vraag is vanaand. Jy sal miskien vanaand weer sê, pastoor, maar jy elke Sondag is jy hard aan die praat. My broer en my suster, ons is in die laaste van die laaste dae. En daarom wil ek nie bloed aan my hande hê nie. My vraag is jy gereed? Is jy gereed? Hoe baie mense koel af in die tyd wat ons in lewe? Hoe baie mense, hy's aan die brand vir die koning Sondag en hy dien die Here voluit. Maandag kom hy en die duiwel sit sy eerste en die duiwel trip hom en hy val en nee wat, dit gaan maar net weer terug in die ou trant. Dinsdag is dit nog so 'n bietjie erger, Woensdag nog erger. Party kom Woensdag aand weer so 'n bietjie die tank vol maak, maar dan is dit weer Donderdag is dit nog erger, Vrydag is dit die ergste en Saterdag is dit nog erger en dan kom jy weer Sondag weer probeer tank vol maak. Ander raak moedeloos. Ander sit langs die pad. Ander raak so, wat baat dit? Wat baat dit? Dit gaan maar altyd so wees. Dit gaan maar altyd, ek sal maar nie mooi regkom nie, ek is maar 'n loser. Waar is Stefan? Die kinders sê mos, julle kinders sê mos altyd, as julle vir iemand wys, is dit nie? Dis 'n loser, dis 'n loser, Stem julle saam? Weet jy wat? Ek wil vanaand met jou praat. Jy's nie 'n loser nie. Jy, as kind van God, is nie 'n loser nie. Moenie laat die duiwel by jou kom en vir jou indoktrineer en vir jou vertel, jy is 'n loser nie. Moenie dit toelaat nie. Ek raak kwaad as ek hoor iemand sê, pastoor, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek sal nie meer nie, ek is klaar. Pastoor, ek is in 'n depro. Hallo! God het jou die kop gemaak en nie die stert nie. Kom weg van jou depressiewe gat af. Lig hom uit en sê, Satan, ek maak hierdie gat nou toe. Jy gaan my nie weer terugdruk in daai gat nie. Halleluja. Kind van God. Ken ons die beloftes van die Here vir sy volk? Staan ons op sy beloftes? Weet julle hoeveel beloftes is in die woord van die Here vir sy kinders? Meer as 3000. Ken julle hulle? Maar 2 of 3 saamstem oor enige saak, daar sal dit hulle te beurt val. Hallo? Is God 'n leienaar? Hoekom staan ons nie op sy woord nie? Hoekom herinner ons hom nie aan die beloftes nie? Jesaja 62 vers 6 sê, ons moet die Here herinner. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Wow! So ek kan aanhoudend sê, Here, u beloftes is ja en amen. U beloftes is ja. Maar weet jy wat het gebeur? Voor COVID het die kerke vol gewees, was daar baie mense in die kerke en so aan. Toe kom COVID, en die mense sit by die huise.
En baie mense het afgekoel by die huis. Baie mense het by die huis gesit en nou kry hulle die boodskappe op TikTok of op YouTube of wat ook al. En nee wat, na die COVID, ek gaan nie meer kerk toe nie, ek kry dit nou hierso. Weet jy, die woord van God sê, koning Dawid sê, ek was bly toe vir my gesê word, ons gaan op na die huis van die Here. Ja, jy kan by die huis sit en jy kan die woord ontvang. Goed en wel. Maar ek wil gou vir jy iets sê. Weet jy hoe maklik is dit om daar by die huis te sit en nie die woord aan te sit en te luister daarna nie. Ag nee wat, ek is nie vanaand lus om te luister na die kerk nie. Ek is nie vanaand luister, ek wil nie vanaand luister na die woord en die dagstukkies en dit alles nie. My broer en my suster, ek wil vanaand vir jou sê, dit het tyd geword dat ons die woord weer begin kry in ons en die woord begin lees en bestudeer en vra, Here, praat met my. Wanneer laas het jy intensief na die woord van God toe gegaan en gesê, Here, ek het vandag nodig dat U met my praat. En hierdie week kom iemand en die persoon sê vir my, hy sê, dit was op WhatsApp, sê, pastoor, dankie vir die woord wat jy Sondag gebring het. Want regtig, daai woord het my hierdie week so getref, dat ek is 'n ander mens. Ek sê, Here, dankie daarvoor. Al die eer kom aan die Here toe, niks aan my nie. Dan is maar net die kanaal en die instrument wat wil gebruik word deur die Here. En weet jy, my broer en suster, God wil jou ook gebruik. God wil jou vat en vir jou ook 'n instrument maak. Wees jy net bereid. God roep nie die wat heeltemal slim en dit alles is nie. Weet jy, God maak jou slim en reg. Daar André nou gepraat, die Here het net oorgevat in sy mond. Weet jy, die woord van die Here sê, as jy jou mond oopmaak, hy sal die woorde in jou mond sit, om te kan praat, en die woorde te kan uitdra aan die mense om jou. Daarom wil ek vir u sê, broer en suster, die kerk het lui geword. Die kerk het lui geword, en weet jy wat het die duiwel gedoen? Hy het slaappilletjies uitgedeel. Hy het slaappilletjies uitgedeel, en mense het slaappilletjies gedrink, en hulle sit in slaap by die huise, en hulle het geestelik aan die slaap geraak. Ek wil vanaand vir die kerk van Christus sê, word wakker. Die 10 maagde, gaan kyk na die 10 maagde, hulle het almal aan die slaap geraak. Almal. Maar toe die woord uitgaan, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe was 5 net gereed. 5. Almal was maagde, maar 5 was dwaas. En as ek kyk na die kerk van Christus, dan sê die Here vir my, Danny, hoe lyk die kerk? As die kerk nie ook 5 gaan dit maak en 5 gaan dit nie maak. Sê, Here, skud die kerk van Christus wakker. Te veel kerke is besig met gimmicks. Te veel kerke is besig met dingetjies. Ag, en die ore te streel. En ag nee, Boeta, jy's alright. Nee, sussie, jy's okay. Jy gaan dit maak. Maar jy's op pad hel toe. Ek wil vanaand vir jou sê, my broer en my suster, kom ek wil vir u eerlik sê, dit het tyd geword, laat ons begin die Here se woord reg en sny en luister en dat ons dit sal uitleef vir 'n wêreld daar buite. Hoe baie maal kan jy hoor na mense, ag, as dit 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie. Is dit nie wat gesê word nie? Baie mense, ag nee, wat kyk daai. Maar weet jy wat? Ja, ons is mens, ons struikel, ons val. Maar weet jy wat? Wat sê daai lied daar so André sê bietjie daar? Nee, wat sê? Highly blessed. Greatly blessed. Greatly blessed. Highly favored, imperfect, but forgiven. We are imperfect, but forgiven. Children of the living God. Ons is kinders van 'n lewende God. Daarom, my broer en my suster, kom ons
maak gereed soos nog nooit van tevore. En daarom wil ek vanaand vir jou vra, broer en suster, hoe staan jy? Is jy gereed? Ons gaan kyk en ons sien die dinge wat in die wêreld op die oomblik aangaan. Maar weet jy, in hierdie omstandighede en alles wat in die wêreld aangaan, is daar nog mense wat twyfel, mense wat, nee wat, dis nie vir ons nie. Ek wil vanaand vir jou sê, my broer en my suster, daar gaan sekerlik 'n dag kom wat jy gaan sterwe. Ja, die wegraping is imminent, dit is baie naby. Maar weet jy, as jy sterwe, is jy weggeraap. As jy sterwe, is dit jou dag wat gebeur het. Is jy gereed? Jy vat hoeveel jong mense sterwe daagliks? Hoeveel jong mense en hoeveel ou mense en almal sterwe daagliks? Hoeveel babas sterwe daagliks? Ek luister, hier bo in Afrika, 7000 babas in een dag gesterwe aan malnutrition. Maar die wêreld weet niks daarvan nie, daar word niks van gepraat nie. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van die Here, nou kom ek na die volgende. Hoeveel mense sterwe daagliks geestelik aan malnutrition? My vraag is, hoeveel mense sterf geestelik aan malnutrition? Omdat hulle nie die woord van die Here kry nie, omdat hulle nie die woord van God lees nie, omdat hulle nie 'n honger en 'n dors het na God se woord nie. Hoor wat sê Jesus vir ons in Lukas 21 vers 34. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag, watter dag? Weet jy wat, daai dag wanneer jy sterwe is die dag vir jou. Daai dag wanneer jy sterwe is die dag. Ja, die dag van die rapture is naby. Dit gaan die dag wees. Maar weet jy, as jy sterwe, is dit jou dag. Die dag vir jou geword. En die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n stryk sal hy kom oor almal op die hele aarde. Almal. As 'n tyd, prediker sê vir ons, daar is 'n tyd om gebore te word, daar is 'n tyd om te sterwe. Ek weet nie van een persoon wat al 6000 jaar oud is wat nie gesterwe het. Selfs Methuselah, die oudste mens in die woord, het gesterwe na 965 jaar. So ek en jy gaan sterwe. Daar gaan 'n dag kom wanneer jy jou laaste asem gaan uitblaas. En dis klaar. As jy gereed. Hoor wat sê hy? Waak dan en bid altyd weer, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Daar is 'n ontvlugting vir die kind van God. Daar is 'n ontvlugting vir die kind van die Here oor al hierdie dinge wat gaan kom en die dinge wat gebeur. Ons het vanmôre so 'n bietjie daaroor gepraat. Net 'n bietjie herhaal. Jy sien na die aardbewings, jy sien hoe baie aardbewings daar plaasvind. En die aardbewings neem alweer toe in intensiteit. My broer en my suster, vulkane bars uit reg oor die wêreld. In Rusland het 'n vulkaan in hierdie week weer uitgebars, een van die supervulkane wat weer begin. Kind van God, the wrath of God is going to hit this earth. God se, wanneer God gaan hierdie aarde tref, wil ek vir u sê, wil ek nie hier meer wees. Ek wil huis toe gaan. Maar nou kyk die mens altyd na hierdie dinge om hulle, en hulle sien hierdie dinge raak. En jy weet, kind van die Here, hoekom is jy negatief? Raak positief. Raak positief. Die koning se koms is naby. Nou sit die kerk in slaap. Daar is, hier en daar is daar kerke wat revival het en alles. Ek wil vir jy sê, dan kyk jy
Dan sê hy, Here, die mens is besig om aan die slaap te raak, en hy's besig om aan die slaap gesus te word, en hy kyk nie op na die koning van die konings nie. Ek wil vanaand vinnig vir u lees wat sê Openbaring 6 vers 12 tot 17. As ons gekyk het, en ek weet nie of u gesien het, en ek het vanmôre gepraat daaroor, maandag aand die sterre, en die sterre wat so heeltemal, die sterre het verander, daar sterre wat heeltemal nie meer so sterre lyk nie. Hy is groot en hy het verskillende kleure, en dan ewe skielik dan sien jy hom nie meer nie. Is dit sterre? Mens weet nie. Ons weet nie wat in die buitenste ruim aangaan nie. Ja, hulle gee dit en hulle gee dat en hulle sê daar is 'n groot ding is op pad, komeet of wat hulle hom ook al wil noem, en ek hoor hy gaan die 30ste Oktober gaan hy die aarde tref. Dis nou die nuutste datum wat gegee word. Nou sê nou hy tref hom hierdie week. Weet jy 30ste Oktober is, ek dink is donderdag. As hy donderdag die aarde tref, is jy gereed? My vraag aan jou vanaand is jy gereed as die einde van hierdie wêreld donderdag is, soos wat hy is? Want hulle sê na dit sal die wêreld nooit weer dieselfde wees nie. So as hy donderdag die aarde tref, is jy gereed? Maar ons kyk na al hierdie leuns wat vertel word en so aan, en ons hang dit eerder aan as die waarheid van die woord. Ek wil vanaand vir jou sê, kom ons keep your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of this old earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Openbaring 6 vers 12, luister mooi. En ek het gesien hoe hy 6de engel sy seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Dit gaan kom. En daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword. Ek dink hierdie ouens wat so praat en so aan, lees dalk ook hulle Bybels, né? Want hulle praat oor die 3 dae van donkerte. Is dit nie wat julle is 'n buzzword dat omgaan? Staan in die Bybel, luister wat sê. En die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed. Ons het die bloedmaan nou die aand gesien. Die son wat verduister word. My broer en my suster, is jy gereed? Hoor dit sê vir ons verder. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. En die hemel, hoor mooi wat gebeur hierso. Ek wil hê jy moet mooi luister vanaand wat sê die woord. En die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat op toegerol word. En al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000, en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. Vir die berge en die rotse gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, vir die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Ek wil gou 'n oomblik daar stil staan. Oor die sterre wat gaan val soos navye. Ek weet nie of jy gesien het hierdie meteor shower nie. Okay, hulle sê praat nog, ons sien die meteor shower wat in die lug is. Ons het hom gesien nou die aand, daai ene wat so oorgegaan het. Woensdag aan. Ek sien daar's 'n klomp ouder wat is op in die lug. Meteor. Dis meteor shower. Dit is stukke van sterre wat gaan. En my broer en my suster, maar hulle het nog nie op die aarde geval. Dit kom. Ek wil vanaand vir jou sê, baie mense besef dit nie, maar daar's 'n dome oor die aarde, en hy's ondeurdringbaar nou nog, maar hy gaan deurdrink word. En as hy gedeurdring word, dan wil ek nie hier wees nie, dan wil ek huis toe gaan na die koning toe. Want my broer en my suster, die toorn van God gaan op hierdie aarde val.
Want die woord wat sê vir ons, en ons luister, maar ons hoor dit nie. Ons lees, maar ons sien dit nie. Hy sê die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom, wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk. Hoor mooi. Soos 'n boek wat toegerol word. Hierdie dome, wat sê hulle in Engels? A firmament. Die firmament wat oor die aarde is. A firmament. As hy toegerol word, then the wrath of God is going to hit this earth. As daai firmament toegerol word, want jy vat, hulle sê, maar pastoor, daar is dan sterre, dinge sê op Mars en so aan. Leuns! NASA lieg so baie en die mense glo alles. Daar was mense op die maan, hulle was, daai ou nou dit erken. Neil Armstrong, hy het erken, hy was nooit op die maan. Daar is niemand op die maan gewees nog ooit. Hulle skiet hulle op, hulle land hulle in die see, bring hulle weer terug en dan neem hulle alles dit af. Dis alles fiksie. Alles dinge se wat hulle vir jou wys, hulle maak mense wys daarop. En hoor, die wêreld glo dit. Die wêreld glo alles. Maar hulle glo nie die woord van die Here nie. My broer en my suster, het die tyd geword dat ons wakker skud. En jy vat, daar sê die woord vir ons. Hy sê en die konings van die aarde, die grootes, ryktes, owerstes, hulle gaan almal in berge, in spilonke, in rotse. So gou vir jou sê, het jy geweet, daar so in die Nevada woestyn in Amerika, het hulle tunnels en alles spilonke onder. Al die rykes, al hierdie grootes, as hierdie dinge begin gebeur, hulle tot plekke waar hulle invlieg met hulle vliegtuie. Het julle dit geweet? Is alles gemaak. Hulle het daar so water en kos vir jare geberg al, klaar. Al die rykes. Not gonna help, no. Maar mense, dit is wat gebeur. Ons hoor dit, maar ons besef nie wat aan die gang is nie. En daarom wil ek vanaand vir jou sê, hoor mooi wat sê hy. En al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. As ons gaan kyk na al die aardbewings op die oomblik, dis in die Ring of Fire. Wat is in die Ring of Fire? Die meeste van die eilande in die wêreld is in die Ring of Fire. Indonesië, Filippyne, al die eilande daar. Waar gebeur die meeste aardbewings? Daar. Rusland, daar by Rusland se eilande, die grootste aardbewings vind daar plaas. Daai eilande gaan almal onder die see verdwyn. Die woord van die Here sê dit. Kom ons begin die woord glo. En ons sien wat aangaan in die wêreld en ons begin besef dat koning Jesus is op pad. En daarom is my uitroep vanaand, en my uitroep is van reg oor die wêreld, elke luisteraar wat luister. Mense, ek roep vanaand, is jy gereed? Is jy gereed? Ek wil vra dat jy sommer in Jesaja gaan lees. Ek wil net so 'n vers of 2 in Jesaja lees. Jesaja 13, kan u gaan kyk. Daar praat Jesaja al van alles hierdie wat gebeur. Al hierdie dinge staan in Jesaja. Jesaja het al daaroor geprofeteer. Hoor wat sê hy so? Hy sê God spraak oor Babel. En gaan lees asseblief Jesaja 13 en vra die Here om dit oop te breek vir jou. Hy sê hulle kom uit 'n ver land van die einde van die hemel af. Die Here en die werktuie van sy grimmigheid om die hele aarde te verwoes. Huil julle, want die dag van die Here is naby. Jesaja sê al, huil julle, die dag van die Here is naby. Hoor wat sê hy? Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Daarom word al die hande slap en elke mens se hart versmelt. Mooi, gaan lees dit. Hulle gesigte is vlammende gesigte. Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid. En ek sal die trots van die vermeetles laat ophou en die hoogmoediges van tiranne verneder. En ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud.
en mense as goud van ofer. Daarom, hoor wat sê hy, dis die God spraak wat hierso praat. Daarom sal ek die hemel laat sidder en die aarde sal wyk uit sy plek. Julle gehoor? Die aarde gaan wyk uit sy plek. Wanneer gaan hy wyk? As daai ding die aarde tref. Julle kan maar gaan lees, die ster wat die aarde gaan tref, Alsem. Wormwood in Engels. Gaan lees maar oor hom. Hy gaan die aarde tref. Daar kom groot dinge. Maar kind van God, is jy gereed? Dis die vraag wat ek vanaand vir jou wil los. En ek wil vanaand vir jou sê, liewe broer en suster, die dag van die Here is naby. Die dag van die Here is naby, wanneer ek en jy moet voor 'n lewende God verskyn. En daarom wil ek vanaand uitroep, is jy gereed? Terwyl daar nog tyd is, terwyl daar nog 'n kans is, wil ek vanaand vir uitroep, is jy gereed? Môre mag te laat wees. Nie een van ons het die versekering dat jy môreoggend jou kop gaan optel. Niemand kan vir my vanaand sê, ek waarborg jou, jy gaan môre se jou kop optel. Niemand. Dink aan die ryk dwaas. Hy maak skure en hy sit alles in hy bære en hy sê, nou gaan ek lekker lewe. En God sê vir hom, jou ryk dwaas, daardie nag gaan sy lewe uit hom uit. Ek wil vanaand vir jou vra. Is jy gereed? Liewe broer, liewe suster, liewe luisteraar. Praat vanaand reguit. Ek wil nie eendag voor 'n lewende God gaan staan. En God vir my sê, jy het bloed aan jou hande. Of iemand in die hel is, en hy kan sê, Pastor Danny het nie gewaarsku nie. Pastor Danny het nie vir my gewaarsku nie. My liewe broer en suster, ek kom met 'n hart vanaand na jou toe. En ek kom vanaand vir jou vra, is jy gereed? Ek wil vra dat almal hulle hoofde sal buig, niemand kyk rond nie, want dis ernstige tyd wat ons nou in is. Almal sluit hulle oë. En as jy vanaand sê, pastoor, bid vir my, dan staan jy op jou voete, en jy laat ek vir jou vanaand kan bid en vra dat die Here jou sal aanraak en met jou sal wees. Is jy gereed? Antwoord vanaand daai vraag vir jouself, nie vir iemand anders. Antwoord daai vraag. As mense wat reg oor hierdie congregation opstaan. Is jy gereed? Die woorde sal eendag of vir jou of teen jou tel, wat ek vanaand vir jou vra, is jy gereed? Hemelvader, u sien elke ene wat voor u vanaand staan. Ja, Here, elke luisteraar wat ons ook staan. Bid ek my God, dat u by elkeen sal stil staan. Heilige Gees, ek bid dat u sal spreek in elke hart. Here, dat u die oortuiging sal gee. Want soete Heilige Gees, dis u werk om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Daarom kan ek myself net op die soete Heilige Gees van God beroep. En vra, Here, wees ons arme sondaars genadig, wees met ons, raak elke ene aan vanaand, en Here, dat elke ene vanaand sal 'n keuse maak, en dat hulle sal besef, daar's nie meer tyd om te speel nie, daar's nie meer tyd om uit te stel nie, want Here, dis wat die duiwel wil doen, om mense te laat uitstel. Ek wil vanaand bid, Heilige Gees, dat u die oortuigingswerk in elke hart sal doen. En dat elkeen sal weet dat hy weet, en sy weet, dat u het hulle aangeraak. Ek bid dit alles in die kosbare naam van ons Koning Jesus Christus. Here, dat u bloed vanaand elkeen sal toevou, versterk en lei. Dis my gebed net in Jesus Christus naam. En almal sê, Amen.